As mens so 'n God se skepping sien hier in die somer, mens ry so langs die pad en jy sien al die groen, wat se John Deere trekkers en die wat se rooi is, kuis, nee, wat se blou is, ek seker Ford of iets, en jy sien die stof nie so trek, en al die boere is besig om reg te maak, om te plant, en van hulle plant al, nee, dan besef jy mense, ons is weer hier op die begin van 'n nuwe seisoen, en ons almal begeer ook, dat die Here 'n nuwe seisoen vir ons ook sal laat aanbreek in ons lewens, en die mens mag vra daarvoor, en sê, Here, gee vir ons wat ons nodig het, voorsien vir ons gee onsself in u hande, want dit is die beste plek om te wees. Geliefdes, en so met daai beeld van die daai pragtige berge wat so troon daar in Golden Gate, in my eie geestesoog, kom ons dink elkeen aan so 'n groot, hoë berg, in die benoudheid waarin ons dikwels verkeer, en die goed waaroor ons bekommerd is, en ons kom lê het voor die Here neer vanoggend, as ons saam met die psalmdigters sê, bely, ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Kom ons bid saam. O grote, wonderlike God, voorsienaar van alle dinge, een uit wie se hande kom wat goed is en wat mooi is. Ons kom buig laag voor u troon, o Heer. Ons erken u as die absolute oppergesag in ons lewens, en ons is u diensknegte. Maar diensknegte wat na u kan kom en kan durf u aanroep as Vader, Abba Vader. Dit is iets soos pa of papa. Dat dieselfde koning, die Alfa en Omega, die mag voor alle tye en die een wat altyd sal wees, dat ons na u toe kan kom, Here, en hoewel ons net 'n klein bietjie van u kan verstaan, soos wat u self aan ons openbaar in die woord en deur Jesus, dan kan ons kom sê, Here, ons vertrou dat u almagtig is. Ons bely dat u goed is, en dat u alomteenwoordig is, dat u in ons lewens is, en dit wat u woord sê regtig die waarheid is, en dat ons dit maar kan en mag en moet glo, en leer vir ons kinders, en vir ons kleinkinders, dat ons in die kerk se bankies kan kom sit, op 'n Sondag, en hierdie afspraak met u mag hê, en kan weet, Here, dis u wat vir ons 'n boodskap het. U praat met ons, en u is met ons op weg, ja, na die hemel toe, na die ewige lewe toe, en ons sien uit daarna, Here. Maar u doel met ons, en die Bybel sê dit is om ons meer soos Jesus te maak, dat ons gelykvormig aan ons Here Jesus sal wees. En daarom sê ons vir u dankie vir die Heilige Gees, Here, dat u nie net daar bo in die hemel is nie, maar dat u ook nou hier is, en dat u binne in ons is, dat deur die Gees 'n wonderlike ding gebeur, 'n onbeskryflike gebeurtenis in ons harte en ons koppe. U kom maak ons nuut. U laat ons anders sien en dink. En so, Here, kom pleit ons maar net by u vanoggend, dat vanoggend se diens sal bydra tot die groei van die koninkryk, maar ook die koninkryk in ons harte, dat die evangelie daar so vrugbare grond sal kry. Spreek, Here, in hierdie oomblikke, want die dienaars en dienaresse luister. Ons verheerlik u in ons samekoms. Amen. Ons tema van vanoggend is soos 'n boom wat by water geplant is. Ons lees van vers 5 af, Jeremia 17. Daar is 'n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense en van my af wegdwaal. Hy is soos 'n kaal bossie in 'n droë veld, wat nooit water kry nie. 'n Bossie wat in 'n klipwoestyn staan, in 'n brakwêreld waar niemand woon nie. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is. So iemand
is soos 'n boom wat by water geplant is. En sy wortels na die stroom toe uitstoot. Nie die hitte voel as dit kom nie. En altyd groen blare het. 'n droë jaar raak hom nie. En hy hou nie op om vrugte te dra nie. 'n visant wat broei op eiers wat hy nie gelê het nie. Dit is die mens wat op 'n oneerlike wyse ryk word. Hy sal sy rykdom moet agterlaat in die vleur van sy lewe. Sy uiteinde is die van 'n dwaas. 'n magtige troon van die begin af verhewe. Dit is die plek waar ons heiligdom staan. Here, hoop van Israel, wie van u af weggaan, kom bedroe daarvan af. Wie van u wegdraai, is vir die dood bestem. Want hulle verlaat die Here, die bron van lewe. Jeremia sê, maak u my gesond, Here. Maak u my gesond, Here, dan sal ek gesond wees. Bevry u my, dan sal ek vry wees. Dit is vir u wat ek wil loof. Die mense vra vir my, waar is die woord van die Here? Laat dit tog kom. Maar omdat ek nie wou ophou om 'n herder te wees wat in u diens staan nie, het ek nie die onheilsdag nader gewens nie. U weet wat ek gesê het, dit is aan u bekend. Moet tog nie vir my 'n verskrikking word nie, want u is my toevlug op die dag van rampe. Laat die wat my vervolg bedroe daarvan afkom, nie ek nie. Laat hulle vreesbevange word, nie ek nie. Bring die dag van rampe oor hulle. Straf hulle met 'n dubbele straf. Ons skriflesing tot sover. 'n boom wat by water geplant is. Ons praat ons baie keer van, ons voel baie keer so ontwortel. Ons sal baie keer sê, ek het groot geraak in sommige sekere omstandighede, ek is sekere dinge gewoond, 'n sekere lewenstyl, dalk is dit as gevolg van die politiek, of 'n werksomstandighede wat verander het, of iets in my gesin of familie, en dan sê ons baie keer, man, dit voel of my wortels uitgetrek is. Ek voel of ek so kaal staan, of my blaartjie so afgewaai het. Ek wonder of Psalm 1 nie bekend was aan ons skrywer nie, aan hierdie profeet nie. Ek wil graag die ou vertaling van Psalm 1 ook lees, want Jeremia 17 herinner baie sterk daaraan. Maar ek gaan dit in die ou 33 vertaling doen. En hier is die woord, dis vir my, jy weet als my die mooiste van die mooiste woorde in die Bybel. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Ons is mos nou maar almal bewus van wat aangaan rondom ons wêreldwyd en in ons land, met die politiek en met die oorloë en al die goeters en in die kerk. Ons kyk na ons eie lewens en dis so insiggewend baie keer om sommer by iemand te gaan aanklop en te gaan hoor, hoe gaan dit by iemand anders? En in hierdie week wat nou verby is, toe sê iemand, nadat ons van ons ou kennisse en vriende weer ontmoet het, wanneer jy nou vra, hoe gaan dit, dan vra jy nou regtig, maar hulle sê, hoe gaan dit nou regtig met jou? En wat hulle oopmaak en begin vertel van wat gaan in hulle eie huishoudings aan. Nie slegte mense nie, hoor my reg, goeie mense. En waar ek en Jean weer van mekaar gesê, ons het hierdie mense nou baie lanklaas gesien, maar elke huis het maar sy kruis. Elke mens het sy of haar kruis wat hulle moet dra.
Daar's nie 'n oomblik in hierdie wêreld, glo ek, wat ons nie een of ander beproewing het wat ons uitdaag nie. Baie keer voel dit, dis oorkombaar, dis maklik, wat ons kan sê, dit gaan so goed met my, ek voel oorwinnend. Ek voel of ek regtig oor my omstandighede beheer het. Maar meermale moet ons eintlik maar sê, ek voel eintlik buite beheer. Dit voel vir my asof dinge rondom my gebeur, met myself en die mense wat ek lief het, en ek weet nie om daaroor te voel nie, ek voel ontwortel. Dit voel vir my, ek is kragteloos, ek is nie meer so seker van omstandighede as wat ek dalk eens was nie. In Jeremia 17, ons het daarom nou nog nie hierdie soort van beproewing beleef nie. Want God se volk is nou so pas deur 'n ballingskap. Assirië het verwoesting gesaai en nou in die noorde is daar besig om 'n nuwe monster sy kop uit te steek. En sy naam is Nebukadneser. En Jeremia en die volk sien hoe hierdie Babyloniese bedreiging al nader kom. En alles wat hulle ken, alles wat hulle gewoond is, die tempel, hulle plek van aanbidding waar hulle die Here ontmoet en waar hulle so veilig gevoel het, al hierdie goed is skielik nou nie meer so vas en seker nie. Hulle worteltjies is besig om uitgetrek te word. Wat gaan ons nou doen? Lees die res van ons teksgedeelte. Daar is selfs mense wat gesê het, maar dalk moet kom ons gaan klop by die Egipte aan, by die Egiptenaars. Hulle kan ons help, hulle het ons strydwaans, hulle het dan sê Jeremia vir hulle, is julle nou laf? Is julle bereid om terug te gaan na die mense toe, onder wie julle onder 'n slawejuk was vir honderde jare? Daai mense van wie die Here julle verlos het, nou terug te gaan na hulle toe vir hulp teen hierdie ander mag. Nee, dit werk ons nie so nie. Waar soek julle hulp? Kom julle krag en julle hulp van mense af? Of kom dit van God af? En natuurlik kom dit van God af, altyd. Jeremia kom sê vir hulle, gaan weer terug. Gaan soek God op. Daar is julle krag. Daar sal jy geplant wees soos 'n boom by 'n stroom water, waar jy 12 maande in 'n jaar sal vrug dra en blare hê. Verstaan julle nie? Lewe naby aan die Here. Laat hy julle lei. Soek sy wil. Moenie jou hulp by mense of omstandighede of dinge gaan soek nie. Dit is baie bedrieglik. Dit kan jy dalk vir 'n oombliekie, kan dit lyk asof dit nou vir jou gaan help, of daai mense vir jou gaan help, maar mense is onbetroubaar. Dis soos blare in die wind. Wie is jy soos 'n boom wat by water geplant is? Wat is dan nou die volgende stap? Wat nou? Wat moet hierdie klomp beleerde Jode nou doen? Of 'n beter vraag is, wat moet ons doen? Vandag hier nou. Wat kan ons doen? Ons kan nie veel doen nie, maar daar is iets wat ons kan doen. Geliefde, as ons die vrede van God begeer, die krag wat hy vir ons bied, as ons wil wel geluksalig wees, dan moet ons wortels in sy stroom van lewende water gaan gee. Die gedeelte sê, dis soos 'n boom wat geplant is. Ons moet ons boom gaan plant by God. Ons moet werklik op hom vertrou vir alle dinge. Ons moet onsself oorgee vir hierdie bonatuurlike vrede, hierdie welgeluksaligheid, om dit so te stel. En dit kos nederigheid. Dit kos om klein en afhanklik van die Here te wees, om weg te kyk van jouself. En daarom bid Jesaja so mooi, hy sê, maak U my gesond, Here, dan sal ek gesond wees. Bevry U my, Here, dan sal ek vry wees. Dis vir U wat ek
wil loof. Dis die volgende stap vir ons. Dit gaan nie oor ons nie, oor ons begeertes en behoefte nie. Dit gaan oor 'n 100% fokus op God en wat hy wil hê. En as hy kies om ons deur beproewing te sit, as daar dinge gebeur wat ons nie verstaan nie, wat net bokant ons begrip is, en dit voel vir ons het nie antwoorde op ons gebede nie, dan nog steeds, Here, op U sal ek vertrou, want U is getrou. U was nog altyd getrou. Ons staan in 'n nuwe tydvak as die volk van God van daai tyd. Ons is nog steeds sy God. Hy is nog steeds ons God en ons is nog steeds sy volk. Maar ons verlossing het gekom in ons Here Jesus. Ons het die Heilige Gees ontvang. Dieselfde krag, sê die Bybel, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het. Daai krag is tot ons beskikking. Kom ons gaan slaan ons wortels diep binne in hierdie grond in. Kom ons kom drink van God se lewenswater. Die vryspraak. Maak U my gesond, Here, dan sal ek gesond wees, is ons gebed. Ons bid, bevry U my, Here, dan sal ek vry wees. Dis vir U wat ek beloof. Amen. Here, onse God, ons vertrou dat U vanoggend ons harte sien. As Wesgemeente weer voor U kom en vir U kom sê, U is die stroom van lewende water. Ons wil nie ver weg van U wees nie, ons wil naby U wees. Maar dit sal kos van ons, Here. Dit sal kos dat ons onsself sal prysgee. Onsself sal opoffer. Maar ons het 'n goeie voorbeeld. Ons het die Here Jesus, God wat mens geword het, en U kom leer vir ons hoe lyk totale oorgawe, hoe lyk disippelskap. Dit kos dat ons soms sal sê, Here, laat hierdie lydingsbeker verby my beweeg. Maar as dit U wil is, as U wil anders is, moet dit eerder die geval wees. Dankie dat U beloof het, U sal ons beskerm en staande hou in die donkerste omstandighede. Dat wanneer ons oë opslaan na 'n hoë berg toe, en wonder, wat gaan nou word van my? Wat gaan word van my geliefdes en my gesin? Here, is U nie net die God van gister nie, U is die God van vandag, en U is die God van môre. Dit alles is in U hande. En deur ons Here Jesus weet ons, alles sal vir ons ten goeie meewerk. Ons moet net vashou. Ons moet net vertrou. En daarom kom bid ons, Here, genees vir ons, dan sal ons gesond wees. Genees ons land, o Heer. Genees hierdie wêreld, wat so stikkend is en de mekaar is. Panser ons, Here, met U wapenrusting, elke dag. Ons kinders, wat so blootgestel is, en so weerloos is, teen die aanslag van die bose, van die vyand. Hulle vir wie ons lief het, o Heer, ons kom dra ons gesinne aan U op. Ons ou mense, Heer, wat aan die einde van 'n lewe is, of nader aan die einde, wat ook na U opkyk vir vertroosting en gesondheid. En dan, Here, ons bid dat ons sal vry wees. Dat die vryheid nie net iets sal wees wat ons verwag eendag in die toekoms, daar deur ver, as ons by U kom nie. Maar dat sal glo, die vryspraak van ons Here Jesus is hier nou vir ons. En as ons in daai vryheid gaan begin leef, wat ons ontvang het, Here, dat ons ook 'n verskil sal kan maak. Dat ons sal wag vir U reddende hand, maar dat ons sal besef, die redding kom van U af, maar dit kom ook deur U kerk en deur U lidmate. Want ja, U is die hoof. Ons is U hande, U voete, U oë en U mond in hierdie wêreld. Dat ons roeping, ons kruis sal opneem. Dat ons daai kruis sal dra, Here, want U kruis, U juk is sag en draagbaar. Die beproewings in ons lewe is ondraagbaar en ons kom gee dit vir U. Vra, help ons, Here. Ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. En Here, as ons dan 'n bietjie weier kyk ook na die tyd waarin ons is, wil ons sommer weer vanoggend bid vir
die omgewing en die natuur, en die landbou. Here, ons vra weer, laat dit reën op die regte tyd. Seën ook ons boerderygemeenskap. Ons sien uit na 'n nuwe seisoen in die natuur, in ons lewens. Amen.